In my jare wat ek in die bediening is, of dit nou met tieners, jong volwassenes of volwassenes is een van die vrae wat ek die meeste kry, en ek wil amper sê, jy kan vir enigiemand gaan vra wat in die bediening is die vraag gewoonlik iets met die een of ander variasie wat iemand jou vra, wat is God se wil vir my lewe? Dis 'n vraag wat veral as jy begin om Jesus te volg en jy regtig streef daarna om saam met hom te loop, sy ritmes te leer leef, sy genade te ervaar, wat jy regtig begin vra. En dan is daar baie keer daai punt wat, soos die skyfie sê, wat jy wil sê, Here, sê my net. Dis waaroor ons die volgende week of 2 wil gesels, van Here sê my net, ontdek God se wil vir jou lewe. Hierdie vraag kom in baie verskillende fases van 'n mens se lewe in. Dit kom baie keer op 'n fase in waar jy dalk moet 'n besluit maak om 'n nuwe werk te aanvaar. Jy moet dalk 'n werk aanvaar wat dalk jou gaan wegvat van die Kaap af, wegvat van familie. En dis 'n uitdaging, want jy het goed wat jy moet opweeg, want as jy dalk die nuwe werk aanvaar, gaan jy dalk 'n baie beter salaris verdien. Maar dan moet jy vra, Here, wil jy vra, Here, is dit U wil dat ek daarna toe gaan, of wil jy ek moet liewer hier bly? Want dis nie net die geld nie. Jy wil weet, Here, moet ek hier bly, want hier het ek reeds goeie vriende, ek het reeds 'n goeie gemeenskap om my. Dis realistiese vrae, en vrae waar 'n mens regtig op 'n punt kom wat 'n gelowige regtig sê, Here, wat is U wil? En dan baie keer daai ding van, sê my net, want jy weet nie. Dan is jy op 'n ander fase partykeer in jou lewe, nou van ons is dank die Here al deur dit, maar van julle moet nog trou, en dan begin jy 'n vraag vra van, Here, moet ek trou met die persoon? Moet ek trou met hierdie ou of vrou wat oukei is en nie sleg is nie, maar hulle is nie fantasties nie, maar hulle is net oukei, moet ek met hulle trou? Die vraag is, Here, wil U hê ek moet met 'n oukei mens trou, of moet ek wag vir iemand beters? En dan as jy nog jonger is die vraag baie keer, moet ek by die plaaslike universiteit of college gaan swat om geld te spaar? Of moet ek weggaan na 'n beter universiteit of 'n college toe, maar dit gaan my bietjie meer kos? Here, wat is U wil? Vir baie gelowiges is dit amper 'n vraag wat jy elke dag van jou lewe wil vra. As jy in die oggend opstaan, Here, wat is U wil vandag vir my lewe? Ek dink dis 'n goeie plek om elke oggend te begin. Om nie net deur jou gewone lewe te gaan nie, maar vir die Here te vra, wat is U wil? Maar dis tog vir ons baie keer, soms voel dit vir ons so ingewikkeld en verwarrend. Want hoe hoor ek God se stem? Hoe hoor ek sy wil? Soms wens 'n ou dat God net besluite duidelik wil maak. Ek het gister met Elmarie gepraat en toe koffie gedrink en toe sê ek net, partykeer wil ek net hê die Here moet vir ou net sê. Stuur 'n WhatsApp of iets dat die ou nie hoef te wonder of dit raai vir nie. Maar ek wil sommer net onderbreek hier en sê, dis waar die wonderlike ding van God inkom, dit alles gaan oor verhouding. Dis nie 'n ChatGPT wat jy jou vrae gaan sit en hy beantwoord jy nie. Hy stap in 'n verhouding met jou en leer hierdie goeters met jou. Partykeer wens 'n mens hy kan hoorbaar met 'n mens praat. Partykeer wens jy hy wil in die wolke iets vir jou skryf. Ek spot altyd, ek sê, ek sal altyd gaan waar die Here wil hê ek moet gaan, maar as hy wil hê ek moet ooit Gauteng toe trek, sal hy dit 'n paar keer in die wolke vir my moet skryf. Party van julle sal regtig, soos ek net nou gesê het, partykeer wens, kan die Here nie net vir my 'n WhatsApp uit die hemel stuur nie. En ek verstaan dit heeltemal. Ek verstaan dit heeltemal as mense veral nog nuut is in hulle geloof, en veral as jy nuut is in jou geloof, en dit is jou hart se begeerte om die regte ding te doen en in God se wil te, is dit iets wat jou half kan panic-stricken maak. Dit kan jou half verlam, dat jy nie beweeg nie, want jy wil so graag God se wil doen, maar ek is so bang ek doen iets verkeerd. En jy is so bang, as jy die verkeerde besluit neem, gaan jy dit misloop wat God vir jou beplan het. Ons maak partykeer die fout om te dink, as ons een foutjie gaan maak,
gaan ons op God se strafbank beland. Presies soos rugby wat as jy jou hoog vat, dan is jy op die geel kaart en jy sit op die bankie. Dis nie so dat as jy een keer iets verkeerd in die lewe doen, dat jy nou van God se seëning verloor nie. Julle, dit is 'n vrees wat baie mense het, veral as hulle begin dink oor God se seëning is. Jy het nie 'n emmertjie seën by God wat vol is, en dan as jy oulik is, kry jy een nie, en as jy nie oulik is, jy vat hy een en hy gooi hom na die kant toe nie. Dis nie hoe God werk nie. En vandag wil ek dalk jou help deur jou gedagtes net so 'n bietjie te prikkel, te laat dink oor God se wil, nie te dink oor sy wil. Want in 'n manier dink ons baie keer God se wil is hierdie streng, strikt eenrigting ding. Nou ja, ons lees in die Bybel, daar's 'n wye pad en 'n nou pad, maar weer eens, as dit by God se wil kom, is daar baie keer ruimte in sy wil. Want soos ek gesê het, God is relasioneel, hy wil verhoudings hê. As dit nie vir daai verhouding was, dan was dit hierdie wil van God. Maar God gee vir ons amper 'n spektrum, en ons wil so 'n bietjie daaroor vanoggend praat. God is nie hierdie alwetende, alles beplande God wat in die hemel sit en wegkruipertjie met jou wil speel nie. Hy wil vir jou wys. Hy wil vir jou lei om sy wil te verstaan. Sy wil is nie hierdie klein spikkeltjie op die kaart wat jy probeer raakloop nie. Onthou julle jare terug het hulle by kermisse en sulke goed blokke grond uitgetrek en dan het jy 'n vlaggie gekoop en dan kon jy die vlaggie ergens gaan insteek, en as jy die naaste aan die plek was, ek weet nooit wie die plek regtig besluit het nie, dan het jy die prys gewen. Onthou van julle daai speletjie wat by Bazaar was. Dis glad nie hoe God se wil is. God het nie hierdie blokkie vir jou uitgepak en gesê, okay, kom ons kyk of hierdie kolletjie raak steek nie. Dis glad nie hoe God is nie. God se wil is baie groter. God se wil is baie meer persoonlik vir jou, vir my. En weet julle wat is die wonderlike ding van God se wil, wat ons baie keer vergeet, dink ek, is dis propvol vryheid. Want, weer eens, as God die vryheid wegneem, dan vat hy die verhoudingsbegeerte wat hy het, en waarvoor ons geskep is, weg van ons. Hy wil ons ken. Hy wil hê ons moet hom ken, en hy wil hê ons moet sy hart ken. En ek en jy leer God se hart ken, deur sy woord, deur stilte tyd te hou, deur sy skrif te bestudeer, en daar te hoor. Ons leer sy hart deur die Heilige Gees wat ons help om duideliker goed te onderskei. Dis hoe ons leer om sy wil te hoor, te ken, te verstaan. Nou, ek wil vandag net vandag met julle gesels oor 4 lae van God se wil. Nou, Edna het net nou gepraat van die vinkelwinkel. Klink nogal lekker om te sê nie, die vinkelwinkel. En in die vinkelwinkel gaan daar koeke wees wat seker lae gaan hê. So as jy nou nog die vinkelwinkel in jou kop het soos ek, dan dink aan 'n 4 lae koek waaroor ons vandag wil praat. Van 4 lae van die wil van God. Nou, as ons na die Bybel gaan kyk, gaan jy kan sien dat daar's verskillende lae van God se wil. Dis nie lae in die sin van, as jy op 'n sekere vlak van Christendom is, val jy nou in hierdie laag van die wil. Dit is nie 'n performance wil nie, maar daar's 4 lae van God se wil, waar as jy baie keer moet dink oor God se wil, waar jy vir jouself kan vra, waar pas hierdie wil wat ek nou soek in hierdie? En dan kan jy amper vir jou sê, maar wat se prioriteit hierdie wil moet wees? Want ek het al baie keer gesien, dat mense verval in 'n plek waar hulle so God se wil soek, dat hulle totaal en al alles uitmis, omdat hulle heeltemal die prioriteit amper en die tyd en energie daarin sit verloor. So, as jy in hierdie lae begin dink, gaan dit jou ook wegneem van 'n plek af waar jy konstant bang gaan wees, dat jy daai spikkeltjie op die kaart gaan mis. Baie Christene soek daai spikkeltjie en dan mis hulle die groot prentjie. Wat jy moet doen is, jy moet eers kom by die koninkryk van God. Jy moet kom by sy geregtigheid soek. En as jy God se koninkryk en sy geregtigheid soek, dan sal hy die res byvoeg. So kom ons kyk gou na die aspekte. Die eerste laag van God se wil is God se soewereine wil. Nou, God se soewereine wil is God se onstuitbare
onveranderlike meesterplan. As jy wil dink wat dit was gewees waar hy sy seun gestuur het om aan die kruis te kom sterf, sodat ek en jy geregverdig voor God kan staan as ons sondes bely. Dis soewerein. Niks kon daai plan stop nie. Dit was God se wil gewees. Selfs toe Jesus gevra het, Here, as dit wil, kan u beker verbygaan, het God vir hom gesê, nee. Sy uiteindelike doel is dat niks in die skepping hierdie soewereine doel kan stop nie. En ons sien dit in die skrif, as jy kyk na Jesaja 46 vers 10, waar die profeet sê, ek verkondig van tevore aan wat later sal kom. Lang tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur, dat ek wil, doen ek. Dis God se soewereine wil, waar hy sê, ek het lankal besluit wat gaan gebeur, en dis my wil en dit sal gebeur. Spreuke 19 vers 21 kry ons nog versekering daarvan wat sê, al maak mense hoeveel planne wat die Here besluit het staan vas. Onthou nou weer, ons praat van law, nee? Ons praat van God se soewereine wil. Dit beteken nie noodwendig, daai planne is of jy vanoggend moet uitseet en of jy moet muesli eet nie. Dis hierdie groot, oorheersende, universele wil van God, wat die wêreld en almal op dit se lot bepaal. So, God se soewereine wil was in die werk toe hy die aarde geskep het. God se soewereine wil was in die werk gewees toe God die man en die vrou geskep het en vir hulle gesê het, julle gaan met mekaar trou, julle gaan kinders hê, julle gaan die aarde bewerk en bewoon en na die diere en die voëls kyk. God se wil was in die werk toe Jesus vlees geword, toe hy gesterf het, opgestaan het. En God se soewereine wil is ook dat elkeen wat sy naam aanroep gered sal word. Niks kan daai goed verander nie. Dis in klip geskryf. En dan sou ook in die klip geskryf dat elke knie eendag voor Jesus sal buig. Of dit uit vrye keuse is, uit liefde en onderdanigheid is, of dit uit vrees sal wees. Elke tong sal bely dat Jesus die redder is. In God se soewereine wil kan vyande kom, die vyand, die duiwel kom, en hy kan die planne kom probeer skommel. Maar hy kan nie God se soewereine doel en wil met jou lewe stop nie. God se soewereine wil, daai unieke wil wat God ook vir jou het, kan nie gestop word nie, want God is almagtig. Hy kan alles doen. So dis die eerste laag, die soewereine wil van God, wat niemand kan sluit nie. En dan is daar die tweede laag wat God se morele en God se opofferende wil is. Geopenbaarde wil is, jammer. Dit is God se tydlose waarhede. Dis die goed wat in die Bybel vir ons geskryf word oor hoe ons moet lewe. Dit verander nie, soos ons baie keer dink, met die kultuur van die wêreld nie. Dit is die goed wat moreel is en wat God sê daar moet bly. Dis sy geopenbaarde wil vir ons om te lees. Dit verander nie met tyd dat God se wil verander het dat jy jou naaste moet lief hê nie. Dis sy morele wil. Dis sy geopenbaarde wil. Dit is wat hy wil hê. So, dit buig nie voor publieke opinie nie. Dis sy morele wil. Dis wat hy weet, hy vir ons wil hê, want dit is goed. En die ander ding wat ons partykeer vergeet is, dis nie 'n spyskaart waaruit jy kan kies van, okay, nou gaan ek hierdie doen, want dit is nou vir my gemaklikie. Dis iets waarvan jy aan gehoorsaam bly en in die wil bly, en jy kies om dit te doen, al is dit partykeer nie iets wat populêr of gewild of iets is waarvan jy hou nie. As jy wil weet wat God se morele wil vir jou lewe is jou antwoord. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, dit is die wil van God dat jy heilig moet lewe. So nogal eenvoudig. As jy wil weet wat God se morele wil vir jou lewe is dit 1 Tessalonisense 4 vers 3 wat sê, dit is die wil van God dat jy heilig moet wees. Nou die Griekse woord, ek doen dit nou terwyl Diane hier is nie.
is vir heilig is Hagios, wat beteken afgesonder, om anders te wees, om toegewy te wees as God. God se wil is regtig, sy morele wil is sodat ons nie net soos die sondige wêreld moet lyk nie. Ons kan nie so lyk nie. Ons kan nie hoe ons tyd en ons energie spandeer op dieselfde manier doen as vir die wêreld dit wil doen nie. Ons wil dikwels God se leiding hê vir ons toekoms, maar ons ignoreer baie keer sy riglyne vir hoe ons vandag leef. Duidelik het net nou gesê, dit sal eintlik goed wees as jy elke oggend opstaan en sê, Here, wat is die wil vir vandag? Ons vra baie keer God se wil as dit kom by die goed wat daar lê. Moet ek daai werk vat wat my soontoe gaan? Moet ek met daai persoon trou? Ons vertrou God, kom ons stel dit amper so baie en ons wil die hele tyd weet wat is God se wil vir die langtermyn goed. Maar ons vertrou baie min om God se wil te vra vir die korttermyn goed. Ons wil finansiële seën hê, maar ons wil nie goeie rentmeesters wees nie. Ons wil vrygewig wees, maar ons beweeg nie op plekke waar vrygewigheid nodig is nie. Wat baie keer gebeur is, ons soek God se wil, maar as ons dit vat na ons wil die vrug van die wil hê, beteken dit baie keer ons wil dit hê sonder die getrouheid wat gevra word om dit te bereik. Die feit is, jy kan nie in God se wil wandel as jy sy woord verontagsaam nie. Met ander woorde, as jy dit in die Bybel lees, doen jy wat die Bybel vir jou sê, of is dit net vir jou so voetnootjie van hoe jy die dag voel oor dit wat jy lees? Want nie alles wat ons in die Bybel lees klink vir ons altyd lekker nie. Klink vir ons na iets wat ons wil doen nie. As jy God se wil ken, begin doen wat hy reeds gesê het. 4 goedjies. Wees lief vir mense. Alle mense. Selfs daai tannie by die werk of oom by die werk of kollega wat jy nie van hou nie. Selfs die taxi-drywer. Wees lief vir hulle. Gaan terug na onthou julle verlede week Grittok, daar kom 'n paar goed uit dit verlede week spreek uit. Praat die waarheid. Praat die waarheid. Wees vrygewig. Leef julle hartig vir Jesus. As jy daai 4 goedjies vat en jy beoordeel 'n situasie wat jy moet hanteer en jy vra oor, is dit God se wil? En jy kan sê, hierdie situasie vra my om lief te wees vir mense, dan is die wil van God om lief te wees vir die mense. As jy by 'n situasie kom en jy wonder, moet ek nou vir die persoon geld gee, moet ek nou vir die persoon tyd gee, en jy beleef in jou hart, jy moet gee, dan vra jy vir jouself, vra God vir my vrygewigheid, en as hy vrygewigheid vra, dan volg jy sy wil en jy wees vrygewig. En dan by die 3de laag kom ons dan wat sê, dit is God se toelatende wil. Dit is die vryheid wat God vir my en jou gee om keuses te maak. Hierdie is 'n wonderlike een wat ons partykeer, ek dink ons ignoreer dit, want ons is partykeer so vas in ons verhouding met die Here en wil so graag naby hom leef dat ons net wil doen wat God sê, en daarom soek ons baie keer daai WhatsApp by die hemel, maar partykeer is daar areas waar God vir jou sê, besluit wat jy wil doen. Ek laat jou toe binne die raamwerk, binne hierdie speelveld, om te doen wat jy wil. Is God wat jy die vryheid gee om keuses te maak. God is hierdie soewereine God met sy soewereine wil, maar hy dwing ons nie. As God ons sou dwing om lief te hê, sou dit nie ware liefde wees nie. As jy na jou man, jou vrou, jou ou, jou kind toe gaan en jy sê, wees lief vir my, en hulle sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Dis nie liefde nie. Dis vrees, en God het hierdie toelatende wil, waarin ek en jy kan beweeg, waar ons die keuse het. Dis die wonderlike ding van God. Hy forceer ons nie in 'n verhouding met hom nie. Hy gee vir ons 'n vrye wil, 'n keuse om in verhouding met hom te wees, en 'n keuse om nie in verhouding met hom te wees nie. 1 Korintiërs 6 vers 12 sê, alles is my geoorloof, sê Paulus. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Weet jy wat? Jy kan doen net wat jy wil, sê God. Maar weet jy wat? Alles is nie heilsaam nie. Alles is nie goed nie. Gaan hy verder dan sê hy, alles is my geoorloof, sê hulle.
Dan sê hy, ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Wat sê die wêreld vandag vir ons? Jy kan doen wat jy wil. Solank as wat jy gelukkig is, wees wie jy wil, doen wat jy wil. En weet jy, God sê ook, go for it. Maar die woord sê vir ons, nie alles is heilsaam nie. Nie alles is goed nie, want van die goed gaan ons maak dat ons slawe van die wêreld raak. God gee vir ons die vryheid om te kies, maar ons kies nie altyd wys nie. Het enige een van julle al ooit 'n stupid fout gemaak? OK, as jy nie jou hand opsteek nie, is dit of omdat jy nie bewus is daarvan nie, of twee, jy kry te koud om jou hand uit jou sak uit te haal. Maar almal van ons kan eers gaan dink waar jy 'n stupid, 'n verkeerde keuse gemaak het, en wat jy partykeer jou so voor die kop wil slaan sê, hoekom het ek dit gedoen? Het dit gebeur? Dit is hoekom daar soveel pyn in die wêreld is. Omdat die wêreld, mense, Christene, as jy gaan kyk na die geskiedenis, hoeveel slegte goed Christene al gedoen het, is omdat ons verkeerde keuses maak in hierdie gedeelte waar God vir ons sê, jy het die keuse. Kies jy vanuit wat jy weet van my en van hoe jy my volg. Ons hoor van al die slegte goed, dom besluite. Partykeer is dit 'n baie dom besluit wat jy gedoen het. Baie keer praat ek met mense wat gevolge dra van ander mense se dom, sondige besluite wat hulle geneem het. En die goeie nuus is egter dat daar absoluut niks is buiten God se vermoë om enigiets te herstel nie. Maak nie saak hoe seer die lewe jou gemaak het of hoe seer jy dalk in jou lewe al iemand gemaak het nie. God, die soewereine God, die almagtige God, is 100% in sy vermoë om alles reg te maak en te genees. As ou bietjie na die Ou Testament kyk en jy kyk na Genesis 37 waar die storie van Josef is, kan jy 'n storie sien van 'n storie wat met slegte besluite en verkeerde besluite begin het. Josef se broers wat hom verkoop, dan word hy 'n slaaf. Was dit God se morele wil gewees dat Josef se broers hom moet verkoop? Nee. Maar het God dit toegelaat? Ja. Want Josef se broers het vrye wil gehad. Hulle het 'n keuse gehad om reg of verkeerd te doen. Maar wat gebeur op die eindelike pad waarop Josef gegaan het van seer en al die slegte goed en moeilike goed wat hy deurgekom het? Josef word bevorder na een van die topposisies in Egipte, wat toe daar hongersnood kom en na tyd van nood en goeie leierskap nodig is, toe rig God vir Josef op om 'n massiewe verskil te maak en talle lewens te red. Wat mense baie keer as kwaad bedoel, wat mense baie keer teenoor jou doen, wat jou seer maak en stikkend maak, vat God en hy laat dit in goeie meewerk. God sê nie, jy gaan en gaan maak nou vir Elmarie seer nie. Daai persoon het 'n keuse, maar God kom en hy kom in daai oomblikke van seer en hy sê, kom ek wys jou wie ek is. Kom ek wys jou hoe soewerein ek is. Kom ek wys jou dat my soewereine plan is, ek beplan goed vir jou, ek beplan voorspoed vir jou. Ek wil die beste vir jou hê. En dan kom God se soewereine wil in. En selfs in hierdie tye waar mense verkeerde keuses maak, kom genees God. En dan die vierde ene is God se persoonlike wil vir jou. Hierdie is 'n unieke een. Hierdie is 'n spesifieke roeping wat God net vir jou het. As jy deur Jesus gered is jy nie net gered oor iets nie, maar jy is gered vir iets. So die dag wanneer jy kies om Jesus te volg, is jy nie net gered omdat God jou graag wil red nie, hy red jou vir 'n doel. Hy red jou want hy het 'n plan vir jou. Jesus bou 'n verhouding met jou en hy rus jou toe, hy lei jou na 'n plek waarvoor jy bestem is. Efesiërs 2 vers 10 sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is.
Glo dit as jy wil. Jy is God se meesterstuk. Ons het baie jare terug het Erik Swanepoel wat oor die Engelse diens einde van die maand hier preek, 'n boek by ons aangebring by Bergsig, Mud in the Masterpiece. As jy 'n goeie boek wil lees en jy kan hom in die hande kry, lees dit gerus. Maar van hoe ons hierdie meesterstuk van God is, wat ons baie keer met hierdie modder bedek. Onthou julle mense van toe ons jare terug met Granendal begin het, was ons lese gewees gevlek maar skoon, dat God kom in hierdie gevlekte lewe in en hy maak ons skoon en al by die vlekke partykeer daar is ons skoon voor hom. Jy is God se meesterstuk. Voor jou geboorte het hy reeds gekies wie jy gaan wees, wat jou talente gaan wees, waarvoor jy toegerus gaan word. En hy gaan jou in hierdie spesifieke tydstip, in hierdie geskiedenis kom plaas om 'n verskil te maak. Julle, nie een van julle sit ver oggend hier omdat dit toeval is nie. Ek het dit ook al baie gesê, maar daar's 'n vriendin van my wat saam ons in Bergsig was, Jacqueline. Sy het altyd gesê daar bestaan nie 'n ding soos toevallig nie, dit is net toevallig. En daai bly my altyd bly. Jy is vir 'n spesifieke tyd gebore. Jy is toegerus vir 'n spesifieke ding met 'n spesifieke doel, sodat jy waar jy is, as jy gewillig is, as jy gehoorsaam is, kan help ook om God se soewereine wil in hierdie wêreld te laat gebeur. Waar jy kan help om mense wat dalk op soek is na sy wil, in te tree en hulle te help en te begelei om sy wil te ontdek. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Is dit nie mooi nie? Ek wil jou onderrig, sê die Here. Ek wil jou die pad leer. Ek wil jou die raad gee en my oog oor jou hou. Dit is 'n God wat nie net sê, ek gaan vir jou sê wat om te doen en there you go nie. Dis 'n God wat sê, ek gaan vir jou sê wat jy moet doen. Ek gaan vir jou die raad gee. En as jy gaan ek saam met jou gaan. Jesus is die goeie herder. Skape ken sy stem. Ken jy sy stem? As jy sukkel om God se wil te herken en te hoor, ons volgende week 'n bietjie verder daaroor praat, maar deur sy stem ken. Leer om die Heilige Gees te vertrou om jou raadgewer te wees. Die Heilige Gees wat daar is om ons te lei en te troos. Hy lei ons in God se wil en hy troos ons baie keer wanneer ons seer kry as ons uit hierdie wil uit gaan. God sal jou onderrig en hy sal jou leer. Die wonderlike ding is hy sal sy liefdevolle oog oor jou hou. So wat is die takeaway? Ons het 4 lae van God se wil en nou is hy soos, nou moet ek nog uit 4 goed uitfigure wat is nou wat. Julle hou op om dit ingewikkeld te maak. Ek dink ons oorkompliseer baie keer wat God se wil is. As ons net gaan luister wat die groot gebooie is. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy dit daarin kan meet, enige plek waar jy beweeg, enige plek waar jy wonder, gaan dit jou help. Slegte nuus vir jou is, jy gaan foute maak. Hou op stres daaroor. As jy 'n fout gemaak het, repent, repair, beweeg aan. Moenie daarop top nie, moenie dit oorkompliseer nie. En hou op om God se goedheid te onderskat. God se wil is nie daai ding wat daar voor jou staan van as jy dit mis, is jy afgeskryf nie. God se wil is 'n wil van liefde, vergifnis en terugneem. Ons maak dit eenvoudig. Ons gaan God se soewereine wil vertrou. So vertrou hom vir die soewereine goed. Dit wat hy beplan het vir hierdie aarde, vir hierdie wêreld, vir hierdie Suid-Afrika, wat hy reeds bestem het, dit sal so wees, niks gaan dit verander nie. Begin om God se morele wil te gehoorsaam. Begin daarby bly. Aanvaar dat sy toelatende wil daar is.
Hy laat jou toe om sekere goed te doen, selfs al verstaan jy dit nie. En ons gaan in God se persoonlike wil wandel deur elke dag sy stem te volg. As jy nie leer om elke dag God se stem te hoor en sy wil te vra nie, gaan jy dit baie moeilik hoor in die oomblikke waar die geraas groot is en die nood groot is om in die groot goed sy wil te hoor. So weer eens, begin van die kwartaal en begin met die klein goedjies. Vra God se wil vir die klein goedjies. As jy vandag besef dat jy dalk buite God se morele wil leef, is die antwoord eenvoudig. Bekeer jouself. Draai terug na hom toe. Johannes 1 vers 9, een van die mooiste verse wat jy in die Bybel kan kry, sê, maar as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. So wat wil ek vandag vir jou sê? Hou op om dit te oorkompliseer. Streef daarna om altyd in God se wil in al die vlakke te leef. Maar as jy droog maak, hy is getrou en regverdig. Hy sal jou sondes vergewe as jy kom met berou. En hy sal jou reinig van alle ongeregtighede. Relax. Streef. Leef die ongedwonge ritmes van genade. Loop saam met Jesus. En dit sal jou elke dag begelei om al hoe meer binne in sy wil te leef, dat dit ophou 'n ding raak van, Here sê my net, na eintlik 'n ding van, Here ek weet. Kom ons bid saam. Here, as ons baie keer vra vir u wil, Here, kom dit uit 'n plek uit van 'n begeerte om gehoorsaam te wees en 'n begeerte om te doen wat u wil hê ons moet doen, Here. En Here, daarom bid ek vanoggend vir elke persoon wat hier is, wat baie keer die vraag vra, Here, wat is u wil? En Here, ons vra dat u ons elkeen sal lei om gehoorsaam te wees. Here, ons bid ook saam met dit vir Neil en sy span wat binnekort op hulle uittrek vertrek, Here, dat u hulle ook daar sal help, Here, om te sien waar hulle wat moet doen en ook daar in u wil te beweeg in die gemeenskap waar hulle gaan bedien, Here. Here, help elkeen van ons, Here, om nie na u te begeer om u wil te ken nie, maar dat ons na u begeer om 'n verhouding met u te hê, en dat binne die verhouding die angs en die spanning van die jaag na 'n wil sal minder word, en dat die begeerte na 'n dieper verhouding en om u tevrede te stel, omdat ons u liefhet, ons prioriteit sal wees. Heilige Gees, help ons deur ons ore oop te maak en ons so oop te maak sodat ons kan sien, sodat ons kan weet waar u lei en dat ons kan volg waar Jesus loop. Mag die Here jou seën, mag die Gees jou lei om meer en meer in God se wil te leef. Mag jou strewe wees 'n lewe wat God behaag, wat hom verheerlik en so sy soewereine doel en wil in hierdie wêreld te dien. En ons almal sê saam, Amen.